Goeiemôre en dankie dat jy saam met ons kuier vandag. Ons begin soos gewoonlik saam met een of twee afkondigings. Julle het nou al 'n paar keer gehoor en ons wil graag vandag weer vir julle herinner aan die Baanjaard vertoning, 6de Mei, Vrydag aand 6 Mei. Ons as gemeente gaan sommer saam 'n bietjie kuier. Asseblief kom koop kaartjies by die kerkkantoor of bel vir Sonja om 'n bespreking te maak. 6 Mei Baanjaard vertoning en dan van volgende kwartaal af gaan ons weer die kinders in die kerk innooi en dan gaan ons kindertyd in die kerk hê. So kinders, ons wil graag vir julle sê, bring julle ouers kerk toe. Het gaan lekker wees om vir julle ook daar in die diens by ons te hê. Kom ons begin hierdie diens deur 'n oomblik stil te raak. Dan gaan ek vir ons 'n kort teks lees en begin met 'n gebed. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom: "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." Maar sy pa roep sy werksmense: "Maak gou, bring die klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry." Toe het hulle begin fees vier. Here Jesus, hier is 'n wonderlike verhaal van U wat met oop arm staan en ons terug verwelkom. Hierdie verhaal leer ook vir my iets van 'n God wat fees vier oor sy kinders en saam met sy kinders. En Here, ons wil vashou aan hierdie prentjie van U wat fees vier. Help ons om vanoggend ook iets daarvan te beleef, dat U 'n feesmaal vir ons hou. Amen. Julle, ek het laasweek begin deur vir julle 'n bietjie te vertel van waar ons oral in die gemeente betrokke is, of in die gemeenskap betrokke is, en toe ook vertel van die maandag aand ete wat ons elke maandag aand hou. Ek het vertel oor hoe ons in God se bediening en Jesus se bediening ook sien hoe hy saam met mense eet, dat dit 'n groot deel van sy bediening was. So ek wil vandag aangaan met daai tema van saam eet. Daar's verskeie tekste waar Jesus saam met mense eet of by hulle aan huis gaan, maar daar's ook hierdie storie wat ek vandag wil lees waar Jesus 'n gelykenis vertel van 'n groot feesmaal. Nou julle ken seker die uitdrukking wat sê I am cheap. Ja, dit is meer as net iemand wat synig is. Dit is veral iemand wat hou van gratis goed. So ek het gedink net met 'n belydenis te begin deur te sê ek is so 'n persoon. Ek hou van gratis goed. Ek noem myself baie keer 'n freegan. Dis iemand wat hou van alles wat free is. Ek onthou toe in Amerika gebly het en daarso vir 'n minimumloon gewerk het, het ek baie keer vir 'n uur met die bus gery en dan nog 30 minute in die sneeu en die yskoue gestap om 'n gratis bakkie kos by die foodbank te gaan haal. Of as hulle by enige ander sportgeleentheid of op die strand iets uitdeel, dan is ek voor in die ry om daai gratis dingetjie te gaan haal. Ek vra ook gereeld vir afslag by plekke. Ek het al by Pick n Pay probeer, by Sportsmans Warehouse, al die plekke, selfs by die parkeergarage. En ja, ek het al 1 of 2 keer onverwags by van hierdie winkels afslag gekry. So ek is so 'n persoon, ek hou van gratis goed. En ek dink vandag se teks is vir mense wat hou van gratis goed. So kom ons lees gou hierdie storie saam uit Lukas 14 vanaf vers 15. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem." Toe sê Jesus vir hom: "Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense genooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: 'Kom, die maaltyd staan klaar.' Maar hulle begin almal, die een na die ander, verskoning maak. Die eerste sê vir hom: 'Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief.' 'n Ander een sê: 'Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief.' Nog 'n ander een sê: 'Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie.' Die slaaf kom toe terug en vertel alles vir sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: 'Gaan uit na die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en die krepeles en die blindes en die verlamdes hierheen.
Later kom die slaaf sê, meneer, die opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle. Nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Ons lees net tot sover. Julle is 'n bietjie agtergrond oor die teks, veral oor hoofstuk 14. In vers 1 word Jesus op 'n Sabbatdag deur die Fariseërs genooi om by hulle te kom eet. Nou die van julle wat nou al 'n paar stories gelees het oor die Fariseërs sal weet dat hulle was baie lief daarvoor om vir Jesus lokvalle te stel. En hier link dit alweer so, asof hulle vir hom 'n lokval wil stel. Ons hoor in vers 1, op 'n Sabbatdag toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande Fariseër toe gegaan het, om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. So ons hoor dat hulle wil kyk of hy nie iets verkeerd doen nie. Hulle het hom baie spesifiek op 'n Sabbatdag genooi om te kyk of hy op die Sabbatdag iets sou doen wat hy nie mag gedoen het. So jy kan jou indink dat die atmosfeer by hierdie huis effe gespanne was. Dit was nou nie jou gewone Sondagmiddag braai gewees nie. En soos ons vir Jesus nou ken, maak hy dan op hierdie Sabbatdag toevallig iemand wat daar was gesond. En met goeie retoriek, soos ons ook vir Jesus ken, snoer hy die gaste in die mond. So nou is die atmosfeer sommer nog bietjie meer gespanne. Hulle plan het nie gewerk en hulle voel heel moontlik bietjie verneder. Nou sit hulle ook met 'n man aan tafel wat hulle nie eintlik van hou nie en wat hulle nie eintlik daar wil hê nie. En dan begin Jesus in vers 7 van hierdie hoofstuk met hulle praat oor gasvryheid en oor beskeidenheid. Maar om eerlik te wees, lyk dit nie of hulle verstaan wat hy sê nie. Hulle weet nie wat hy vir hulle sê nie. En dit help ook nou nie die gespanne atmosfeer nie. En dan maak iemand hierdie opmerking in vers 15 wat ons nou net van gelees het. Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Dit lyk asof hulle hierdie opmerking maak en ook 'n bietjie erkenning wil soek omdat hulle nou so 'n oulike opmerking gemaak het. Net nadat Jesus nou met hulle gepraat het oor erkenning. En Jesus, soos ons hom ken, word nie afgesit deur hierdie gespanne atmosfeer nie. Hy gebruik dit as 'n geleentheid om vir hulle te vertel van hierdie gelykenis van die groot feesmaal. Ja, so wanneer ons dan nou tekste lees, ook tekste soos hierdie, dan kan dit maklik gebeur dat ons die Bybel lees en die teks op onsself van toepassing maak. En die gevaar van hierdie gelykenis is ook dit, dat ons dit sal lees en dat ons sal skuldig voel omdat ons onsself identifiseer met hierdie gaste wat eers genooi is en toe verskoning gemaak het. Ons kan maklik hierdie dade en woorde op onsself projekteer en dan tot die gevolgtrekking kom dat Jesus baie veroordelend is. En die teks immers eindig met hierdie woorde wat sê, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. En natuurlik is daar ook 'n bepaalde waarskuwing in hierdie teks. Jesus praat tog met die Fariseërs en wil hulle op 'n manier aanspreek. So ons kan nie dit mislees nie. Maar ons verstaan die doel van Jesus se verhaal heeltemal verkeerd as ons net dit raak sien. Ek dink daar's 'n groter punt wat Jesus wil maak in hierdie teks. Wanneer Jesus hier om die tafel vir die Fariseërs hierdie storie vertel, is die eerste doel nie om hulle aan te spreek nie. Maar hy wil hulle prentjie, hulle beeld van wie God is en hoe God werk kom verander. Hulle het 'n baie spesifieke prentjie oor hoe God is en hoe hy werk. En Jesus wil kom met hierdie storie en hy wil hulle prentjie kom verander. So ek dink wanneer ons 'n verhaal soos hierdie lees, is 'n goeie vraag nie om te vra wie is ek in hierdie storie nie, maar om te vra, eerstens te vra, wie is God in hierdie verhaal? En daar's 3 dinge wat ek kortliks wil uitlig wat ek hoor in hierdie storie. Die eerste is dat God word vergelyk met iemand wat 'n feesmaal hou. Ek dink almal van ons ken sulke mense wat baie gasvry is, mense wat goed is met ander mense onthaal, wat lekker kos kan voorsit. En as ek hierdie verhaal lees, dan klink dit my God wil hê ons moet so 'n prentjie oor hom hê. Hy wil nie net hê ons moet dit glo nie, maar hy wil hê ons moet in 'n verhouding wees met hom, 'n God wat 'n feesmaal hou, 'n gasvrye God. Dink weer oor daai prentjie van die verlore seun wat ek in die begin gelees het.
'n God wat sy seun weet nooi, maak nie saak wat hy gedoen het en sê, kom, ek wil 'n feesmaal hou. Nie 'n God wat oordeel nie, maar 'n God wat eerstens sê, ek wil 'n feesmaal hou. En daai prentjie van 'n God wat 'n feesmaal hou, verander baie dinge as ek so oor God dink. Die tweede ding wat ek oor God hoor, is dat God nie kieskeurig is nie. Nie kieskeurig is in wie hy nooi nie. Enigiemand wat bereid is om te kom, is welkom. Ons sien in hierdie verhaal dat die gasheer meer inklusief is as sy diensknegte. Elke keer moet hy hulle nog verder uitstuur, dan nog hoekies en dan nog paaie toe uitstuur en sê, gaan nog verder, nooi nog mense. Hy's meer inklusief as wat sy diensknegte selfs gedink het. God is meer inklusief as sy volgelinge. Daar's altyd nog plek, nog ruimte vir mense. Die derde ding wat ons moet raak sien in hierdie teks oor God is dat God 'n behoefte het aan 'n vol tafel. Hy wil soveel as moontlik mense daar hê. En ek dink dis 'n wonderlike prentjie om te hê. Ons het baie keer hierdie prentjie van 'n God wat net 'n bietjie mense wil hê. Net 'n uitgesoekte groepie mense, maar hier kry ons die idee dat God wil 'n vol tafel en hy wil baie mense daar hê. Ek het hierdie prentjie van 'n ouma en 'n oupa wat Kersfees hulle hele familie, hele uitgebreide familie daar het om 'n tafel. En dan staan en kyk met 'n glimlag en gelukkig voel omdat hulle al hulle familie om een tafel kan hê. Ek dink dis die prentjie wat ek ook hier oor God het, dat God wil soveel as moontlik mense om hierdie tafel hê. Julle, as ons net na onsself kyk in hierdie verhaal, net vra wie ons is, dan gaan ons iets mis van wat God ook wil hê ons vanoggend moet hoor. Dan gaan ons iets mis van wie God is. Dit sal maklik dan gebeur dat ons net ons eie tekortkominge raak sien. Dat ons dalk sal wegstap met 'n stuk skuldgevoel en veroordeel sal voel. En dit terwyl God eintlik die teenoorgestelde in hierdie teks vir ons wil kom sê. Ek sluit af. Ek dink God of Jesus in hierdie storie wil vir die fariseërs iets van God se hart kom bekend maak. En ook so wil hy dit aan my en jou kom doen. Hy wil weer vir my en jou iets van God se hart kom wys. Dat ons geskape is om saam met hom aan tafel te sit. Wanneer Jesus met hierdie harde woorde afsluit aan die einde, die laaste vers van hierdie hoofstuk, dan is dit die finale oordeel nie. In 'n sekere mate sê hy net iets wat baie van ons in 'n sekere mate sê hy iets wat net baie van selfsprekend is. As jy nie opgedaag het nie, sal jy nie kan eet nie. Elkeen is genooi, maar wie nie opdaag nie, mis uit op die volheid van die feesmaal. So ek hoop jy hoor vanoggend iets van 'n God wat 'n feesmaal hou. 'n Feesmaal hou ook vir my en vir jou. Ek hoop jy hoor dat God sê, ek wil baie mense daar hê. Selfs mense wat jy gedink het, ek nie daar wil hê nie. En ek hoop jy hoor dat God 'n behoefte het aan 'n vol tafel. En wanneer ons hierdie prentjie het van God, verander dit ook die manier hoe ek en jy leef. Die manier hoe ons na God kyk, maar ook die manier hoe ons na die mense rondom ons kyk. Dat ons ander dan sal sien as mense wat genooi is deur God na die feesmaal. Dit verander wie ons dink genooi mag word. Dat God meer inklusief is, dat ons ook nou meer inklusief moet wees. En mag ons ook hoor dat hierdie uitnodiging gratis is. Is heeltemal verniet. Ons moet net opdaag. Amen. Here Jesus, dankie dat U 'n God is wat 'n feesmaal hou. Dankie dat U vir my vanoggend weer nooi. Dankie dat ek in 'n verhouding kan staan met hierdie God wat fees vier. Eerder as oordeel. Help ons om so 'n prentjie van U te hê vanoggend. En help ons om te besef dat U alle mense nooi. Help ons om ook meer inklusief te wees. Help ons om ook nog verder te gaan, aan nog verder paadjies en steegies. En daar ook mense te gaan lief hê, en ook daar ook die uitnodiging terug
Here, dankie vir hierdie wonderlike teks. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine.